Kom ons hoor wat sê die Here uit Johannes hoofstuk 7. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode daarom wou doodmaak. Maar die Hittefees van die Jode was naby. Jesus se broer sê toe vir hom: "Gaan 'n bietjie hiervandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook kan die wonderdade kan sien wat jy doen. 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jou openlik aan die wêreld bekend." Selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle: "Vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees toe. Ek gaan nie nou na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie." Dit het hy vir hulle gesê en hy daar in Galilea gebly. Nadat Jesus se broers na die Hittefees toe vertrek het, het hy self tog ook gegaan. Nie openlik nie, maar onopvallend. Die Jode het toe by die fees na hom gesoek en gevra: "Waar is hy?" Onder die feesmenigte is daar baie oor hom gefluister. Party het gesê: "Hy's 'n goeie man." Maar ander het gesê: "Nee, hy mislei die mense." Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. Toe die feestyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê: "Waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie." Jesus het vir hulle gesê: "Wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig. En daar is niks oneerliks in hom nie. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie, en tog hou nie een van julle die wet nie? Waarom wil julle my dan doodmaak? Jy's van die duiwel besete, het die mense uitgeroep. Wie wil jou doodmaak?" Jesus het toe verder vir hulle gesê: "Julle is almal ontsteld oor een ding wat ek gedoen het, omdat Moses die besnydenis vir julle gegee het, en eintlik kom dit nie eens van Moses af nie, maar van die aartsvaders, besny julle op die Sabbatdag. As iemand op 'n Sabbatdag die besnydenis mag ontvang, en om nie die wet van Moses te verbreek nie, waarom is julle dan vir my kwaad, omdat ek op 'n Sabbatdag iemand sy hele liggaam gesond gemaak het? Moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig." Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê: "Is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet tog waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie." Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep: "Ja, julle ken my en julle weet ook waar ek vandaan kom. En tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het." Hulle wou hom toe gevange neem en tog het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en het gesê: "Wanneer die Christus kom, sal hy tog seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie." Die Fariseërs het gehoor wat die mense oor hom fluister, en hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe: "Nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie,
want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarheen sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kry nie? Hy is tog nie van plan om na die Grieksprekende Jode in die buiteland te gaan en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Tot sover. Ja, geliefde broeders en susters, kinders, wat 'n verwagting het ek vir my geloofslewe? Wat het ek hier begin Januarie vir myself gesê, ek wil dit hierdie jaar in die geloof bereik? Of het ek nie eers aan so iets gedink nie? Maar net aan klomp ander aardse goed. Wat is my verwagting? Wat is my verwagting van die Here? Wat is hierdie gemeente se verwagting van hulle koning Jesus Christus? Of gaan ons maar net aan? Wat verwag ek moet in my kind se geloofslewe gebeur? Wat doen ek daaraan? Of kyk ek maar net hoe gaan daardie een hel toe? My geloofsverwagtings, wat is dit? In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is daar 4 soorte verwagtings wat mense het. Nou moet ons verstaan, watter tyd speel dit af? Omtrent 15 tot 21 Oktober die jaar, kom ons sê 31, dan word die Hittefees gevier. En die Hittefees is 'n fees wat hulle gevier het om die uittog uit Egipte te herdenk. En hulle het in hierdie tyd van daai fees het hulle uit hulle huise uitgetrek en hulle het regtig hulle huitjies gaan bou met takke en langs hulle huis in hierdie takhuisie gebly. Al die mense, al die gelowiges, om so te sê, dis soos wat Israel toe hulle uittrek uit Egipte in hierdie armoede en hierdie swaar kry omstandighede in die woestyn moes hulle gebly het. En as hulle so in daai takhuisie bly, dan het dit vir hulle gegaan oor dankbaarheid aan God deur al hierdie swaar wat hy die volk gevat het. En veral oor dankbaarheid vir water wat hy uit 'n rots laat kom. Vir 'n see wat hy oopgekloof het, vir daardie wonderdade van die Here. Dit is waaroor die Hittefees gegaan het. En nou het hierdie fees aangebreek. En nou sien ons hierdie 4 groepe rondom Jesus met hierdie fees van dankbaarheid. Die eerste groep wat ons sien is die broers van Jesus. Vers 2, die Hittefees van die Jode was naby. Jesus se broer sê toe vir hom, gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook jou wonderdade kan sien wat jy doen. 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jy openlik aan die wêreld bekend. Gaan fees toe. Jesus, dat die mense die wonderwerke kan sien,
Daar's so baie mense wat hierdie fees gaan bywoon. So baie mense wat jou wonderwerke kan sien. Jy kan bekend word. En dan sê Jesus, nee, ek gaan nie. Ek gaan nie na hierdie geleentheid om myself te adverteer. Ek gaan nie dat die kollig op my val nie, my tyd het nog nie gekom nie. Hoekom sê hy dit? In vers 5 sê gee die rede, hierdie broers wat hom so aangemoedig het om te gaan, selfs hulle het nie in hom geglo nie. Nou, wie is hierdie mense? Wie is hierdie mense in ons gemeente? Ons ken hulle, dalk is ek een van hulle, die feesgelowiges. Hulle wat se plekke nou leeg is, want dit is nie vandag nagmaal of doop. Ons praat van die DDT Christene. Jy sien hulle net met doop en troues en nagmaal in die kerk. Hulle woon net die feeste by, ek was daar. Ek was 3 maande nie in die kerk, ek was by nagmaal gewees. Hulle soek magsvertoon. Hulle wil graag sê ek was daar. En ek wil saam praat. Ek was daar gewees. Maar ek was nie by die Here. Die fees het nie vir my gegaan oor die Here nie. Dit het gegaan oor ek wat kan sê ek was daar. Ek het die fees gedoen. Hierdie mense, hierdie feesgelowiges, is hulle wat die eerste hulle hande opsteek. Kom besoek my. Ek soek kitsoplossings. Ek is 'n lidmaat van hierdie gemeente. Ek weet ek kom nou nie kerk toe nie, maar ek het nou jou nodig. Nou moet jy kom. Ek is nêrens betrokke nie, maar as ek my hand opsteek, dan moet julle hier wees. Feesgelowiges. Maar kom nie by die Here uit nie. Want hulle sê die Here self hier, hy sê, hierdie feesgelowiges gaan lekker lewe in hierdie wêreld. Die wêreld gaan hulle nie haat nie. Want hulle doen niks wat teen die wêreld is. Sê maar hulle gaan my en my kinders, wat die wêreld se sonde uitwys, wat die lig in die donkerte is, gaan hulle haat. Maar die feesgelowiges, hulle sal lekker deur die lewe gaan. Niemand is kwaad vir hulle of iets nie, want hulle was daar. Is ek 'n feesgelowige? Antwoord dit in my hart, kinders. Is ek hier vandag net omdat die Here, omdat my ouers gesê het, ons gaan kerk toe? Of is ek hier, want ek wil die Here kom ontmoet? Gaan dit vir my oor ek was hier, of gaan dit vir my, ek het Jesus, ek het God se stem gehoor? Die tweede groep mense wat ons kry, is hierdie skare mense wat rondom Jesus geleef het. Toe hy nou fees toe gegaan het. Vers 12 sê, onder die feesmenigte is daar baie oor hom gefluister. Wie is hierdie man? Waar kom hy vandaan? Hoe kan hy al hierdie goeders doen? Waar kry hy sy geleerdheid? Ons noem hulle die fluisteraars. Die fluisteraars in die gemeente. Hulle is hier, hulle het baie te sê, fluister agteraf, hulle hoor die woord van die Here, die feesmenigte loop daar saam, en tjie, agteraf, wat er gebeur, jy gehoor daar, jy het dit gesê,
jy daai tannie gesien wat so lyk? Het jy daai oom gesien hoe hy opgetree? Gaan nie oor Jesus nie. Dit gaan oor ek wat 'n mening het wat vir my so belangrik is, 'n skyn vertoon, ek bly 'n fluisteraar. Maar betrokke, ek self nie. Skyn vertoon, vra net as jy my wil hê, want daar gebeur niks. Maar ek kan fluister. Ek kan my mening uitspreek. Maar as daar gebid moet word, of daar word gevra, wat sê die Here in die Bybelstudie, dan het ek geen diepte nie. Maar net sodra as hierdie uit die kerk uitstap, kan ek met enige iets praat en ek kan my mening oor enige iets gee. Fluister. So tussen die bome en die bos mense, op die agtergrond daar in die wijk. Ag, ons moet hulle tog so nek en so kerm, word iets meer in die gemeente, word 'n lewende lidmaat. Moenie 'n fluisteraar bly nie. Is ek 'n fluisteraar? Derde groep is die godsdienstige leiers, die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het hulle self aangestel, ons is die geestelike polisie van hierdie gemeente. Ons moet sorg dat alles suiwer gehou word en reg, kerkordelik en volgens die woord aangestel om dit te doen. Ons het kennis van die Here vir so lank, eerste rangse kennis. Ek het my Bybel al so baie gelees. Ek weet wat is die Here se boodskap. Fariseërs het Moses en sy geskrifte geken. Maar dit pas my nie. Daarom stoot ek vir Jesus weg. Dis wat die Fariseërs en Sadduseërs gedoen het. Met al die kennis. Dit pas nie, want nou moet ek my politieke party en my siening moet ek verander. Die woord van die Here pas my nie, want nou moet ek anders oor swart mense praat. Of oor heidene wat buite die kerk is. Ek ken die woord, maar dit pas my nie. Jesus kan nie die Christus wees nie, want hy stem nie saam met my idees en hoe ek dink nie. Pas nie in my godsdienstmodel nie. Ons kan sê dis die vyandiges. Hulle weet. Hulle kan aanhaal, maar hy verwerp vir Jesus en sy boodskap. Is daar? Maar dit pas my nie. Wanneer dit my pas, sal ek dit draai soos wat ek wil hê. Vrou het hierdie week vir my gesê, of ek kan nie trou nie, sy bly saam met 'n man. Ek sê nou, hoekom wil jy trou? Sy sê nee, want ons wil aansoek doen, ons wil Amerika toe gaan. Ek sê, maar gaan trou by die Landros? Nee, dis teen my Christelike beginsel. Ek sal eerder saam bly met die man, maar ek trou nie voor 'n Landros. Dit pas my nie. Ek weet wat's reg, maar ek wil dit nie van toepassing maak nie. Ek deel van hierdie vyandige slim groep. Hierdie geestelike polisie wat dinge so kan uitwys, soos dit my pas. Gaan nie oor Jesus, gaan nie oor sy liefde, gaan nie oor wat hy wil hê. Dan kom ons by 'n vierde groep.
En die Here wys self hierdie groep aan. Dis by die fees, die hittefees, hulle vier die wonderlike gee van water in die woestyn. En daar staan Jesus en hy sê, as iemand dors het, ek het water, kom na my toe. Die dorstige groep, na die enigste water. Nie 'n feesgelowige of 'n fluisteraar of 'n vyandige nie. Is jy dors vir meer van die Here? Is jou geestelike lippe gebars? Is jou keel droog om Jesus Christus beter te leer ken? Waar hy sê, as iemand, is ek een van daai iemand. Onder die fluisteraars is daar iemand. Onder die vyandiges is daar iemand. Onder die feesskare, feesgelowiges is daar iemand. Iemand, as jy dors het, as niks van hierdie ander goed jou bevredig nie, ek het water. Ek het 'n water wat 'n geestelike dors kan lees. Johannes 6. Ek sal vir jou water gee en jy sal nooit weer dors wees nie. Hy gaan so ver en sê, as jy my eet, het jy deel aan my. As ek honger is om Christus deel van my lewe te maak, die belangrikste, en ek kan nie ophou om meer en meer en meer daarvan te kry nie. Is jy daai iemand? Hoe honger is ek vir die Here? Hongerder as al hierdie voorbehoude van my. Ek doen dit nie so nie. Hongerder as menslike gebruike. Honger net vir die Here. As ek verlam is van my nek af onder toe, wat gaan ek bid? Ag Here, laat ek nie nog my hand kan gebruik. Of gaan ek sê, dankie dat ek U kan ken, dis al wat ek wil hê. Ek honger net vir U. 'n honger mens, 'n dors mens, hoef jy nie buite gaan kerm en sê, kom drink water, kom eet. Hy is daar. 'n honger en dors mens vir meer van die Here, hoef jy nie te vra word betrokke nie. Hy is daar. 'n honger en 'n dors mens, sy beursie is oop, want hy is dankbaar vir elke druppel lewende water wat hy kry. As iemand dors het, so dit kom vandag na ons toe, kom na my toe. Het jy dors vandag? Dan sê ek moet 2 goed doen. Sê kom. As iemand dors het, laat hy na my toe kom. Moenie feeste toe kom nie, moenie wonderwerke kom kyk, moenie toeskouers wees, moenie vyandig gesind wees, moenie deel van daai fluistergroepie wees nie. Die Here sê, kom na my toe. Ek gee strome lewende water. Ek is die enigste oplossing. Gemeente, die Here sê, ons moet na hom toe kom.
na hom toe kom en vra, kom Here, gee vir hierdie gemeente van die water van die lewe. Maar as ek moet myself verloor, as ek na hom toe kom. Ek moet my lewe oorgee. Ek sê, hier's ek, Here, dit wat ons op Psalm 40 sing, hier's ek gee alles. Ek is dors vir U. Hoe eindig Openbaring, en die Gees en die bruid roep uit, kom Here Jesus, kom gou. Elkeen wat dors het, kom drink van die water van die lewe. Ek kan my indink, daai oomblik as ek moet sterf, in hierdie wêreld uit, en ek asem my eerste asem by die Here in. Ek proe daai druppels van sy teenwoordigheid, lewende water. Dit wat ek so deur my lewe maar net bietjies gekry het. En partykeer oorvloedig, maar daar is dit strome in sy teenwoordigheid. So hy sê ek moet kom. Dit vra beweging. Dit vra ek moet vandag 'n besluit neem. Ons het gister met die leiers gepraat, dit vra hulle moet 'n besluit neem. Wie se kerk is dit nie? Is dit die doppersin of is dit die Here se? Kom. En die tweede wat hy sê is kom drink. Help nie, ek is hier, maar ek neem nie in, ek drink. So kom drink van my. Drink van my woord. Die woorde van die Here self. Kateksasie sê ons vir die kinders, die Bybel is geïnspireer. Daai woord inspireer beteken, God het met sy gees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, het hy ingeblaas. En as ek die Bybel oopmaak, dan asem ek in wat die Gees in die woord sit. Ek kom om te drink. Die woorde wat na my toe kom. Ek lees nie 'n dagstukkie van iemand anders. Ek gaan nie so lui word nie. Ek wil asem, inasem. Ek wil drink van hierdie lewende water. Ek wil vir my kind wys, kyk pappa, mamma, kan nie die dag begin as ons nie gedrink het nie. En ek wil deur die dag daaroor praat, oor hoe hierdie druppeltjies geproe het van vanoggend. En hoe waar dit is. Kom en drink, kom en word deel van my. Kom vul jou. Ek kan my vul met Facebook, en ek kan vul met al die goed op my selfoon, en met al die goed op die televisie. En as ek 2 minute afskeep, gevul maak met bietjie van die woord, dat my gewete my net nie pla nie. Of vul ek my met die water van die lewe. So kom en drink. Ek kan nie verstaan hoekom is my kind op hierdie verkeerde pad nie. En ek het vir hom gewys, waar moet hy gaan drink? Ek het vir hom gewys, hoeveel aandag gee ek. Hoe dors is hy? Kom en drink as iemand dors. Hierdie gemeente dors is vir die lewende water van Jesus Christus. Sê vandag, kom en drink. Maar daar is nog iets belangriks. Hy sê, as iemand dors het, moet hy na my toe kom en drink.
En dan sê hy, so staan dit in die Bybel, daai een wat gedrink het, daai een wat aanhoudend by die Here kom drink en gevul word, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek praat hier van die Heilige Gees. Ek is nie die water nie. Die Here is die lewende water. Maar as ek by hom gaan drink, word ek 'n kanaal waardeur hierdie water loop. Daai klein doktertjie is 'n kanaal waardeur die lewende water van die Here na iemand wat dors het te gaan vloei. Daai dogtertjie wat gevange geneem is by Naaman wat melaats was, gevange geneem. En al wat sy gesê het is, ons het 'n profeet wat doen wat die Here doen, en sy word 'n kanaal van hierdie lewende water, dat hy gesond kan word, dat hy die Here kan leer ken. So. Elkeen van ons wat van die Here drink, word 'n kanaal van die lewende water. Dink nou, hoeveel mense ek elke dag kan vloei. As ek 1 mens per jaar laat proe van hierdie water, ek hoef hom nie te oortuig nie, krag lê in die water, die krag lê in God en sy woord, die krag lê in God wat mense verander. Elkeen van ons, sê skat vir ons, hierdie jaar 1 mens 'n kanaal vir hom geword het. Is die volgende jaar 120. Volgende jaar is dit 120 mense wat kanale word van die lewende water. Dan is die 240 mense wat die Here saam met my loof en prys. Mense wat strome word hier in 3 riviere in die buurte by die werk. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei, uit sy maag uit, uit sy diepste wese. Ek kan anders nie, dit kom net uit. Ek wil deel wees van daardie kanaalstelsel. Ek wil daai iemand wees wat dors is. Ek wil vandag vir die Here sê, ek het nou in my hart gaan sê, en of ek het vanmiddag daar onder in die tuin by 'n boom gaan sê, of ek by my bed gaan sê, Here, ek is dors, kom vul my, laat my drink, laat my nooit ophou nie, maak my vol van die lewe. Ek wil nie meer so dorstig aangaan nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God, ons Vader in die hemel, dankie vir u woord. Dankie vir hierdie wonderlike uitnodiging. Dat u na elkeen toe persoonlik vandag gekom het en gesê het, iemand het my aangespreek, het my genooi, loop hierdie pad verder met my en met my broer en my suster, met die kerk. Here, die wêreld sal sien dat u hier in ons midde is. Bid Here vir die leiergroep van hierdie gemeente, dat hulle hierdie pad sal wys, dat elkeen hulle sal ondersteun. Dankie dat u vir ons lief is. Dankie dat u nog nie opgegee het nie. Dankie dat ons hoop het
Ons loof en ons prys in wonderlike naam. Amen.